Hallo, ek wil gou vandag met julle iets deel, né? Veral vir die kinders wat so ongeskik is met hulle se ouers, wat nie respek het nie, wat net plain ongeskik is met hulle ouers. Ek wil gou vir julle met julle deel my laaste paar dae saam met my ma, né? My ma's 29 Junie 2018, so die jaar is die 8ste jaar. En maar kom ek vertel gou vir julle, my ma het was 2003 was my ma gediagnoseer met leukemie en wat my so onmoontlik was by die mense en by die dokters, maar die Here het my ma 'n second chance gegee, né? En gelowiges sal dit verstaan, maar die Here het hulle het gevaas en sak en as gegaan vir my ma, daai jaar 2003. En die Here bemoedig my ma dat die Here nog 15 jaar by my ma se lewe gaan voeg. En klokslag in die 15de jaar 2018 toe sterf my ma. So dit wat die Here vir ons beloof het as familie, dit het die Here gegee en die Here het geneem. Maar in elk geval, kom ek vertel gou vir julle die laaste week van my ma. Ek verjaar die 25ste June en die 24ste June, hy Sondag aan toe raak my ma siek. En toe het sy nog weer kanker gekry, gaan later met dalk oor dit praat, maar daai spesifieke Sondag aan toe raak my ma so siek dat sy haar bloeddruk val, sy's yskoud en sy's val in mekaar en toe gaan ek in paniek. En ek bly daai aan by die Here, ek huil voor die Here en ek soebat die Here om my ma net te spaar, alles dit net tot môre toe, tot my verjaarsdag verby is. Ek vra vir die Here, ek wil nog net een dag saam met my ma my verjaarsdag vier. En ek leef my ma op en ek pleit en ek huil voor die Here en ek bid vir my ma en ek bestraf hy mag, bestraf hy dood, want sy is goed en sy roep al haar, sy steek haar hand uit, sy praat met haar broer wat ook oorlede is en saam met my ouma, sy steek haar hande uit na hulle toe en my ma se tweelingsuster is amper so sy gat nou oor en ek skree letterlik voor die Here, ek huil aan voor die Here en die Here is genadig en die Here gee my ma vir my terug daai aan. Toe my ma nou terug by haar bewussin kom, vra sy, hoekom sal die duiwel my so aanval? En ons twee slaap, daai aand slaap ek so onrustig, my oor is aan mekaar by my ma se bors, op my ma se bors, ek wil hoor, haal sy nog asem. 25ste verjaar ek, en ek spandeer hy dag saam, of ek het saam met my ma moes nou in een bed gaan lê, en ek het daar na gekyk, ek het daar versorg. En daai dag is ons heel dag in die bed, ek het vir haar gewas, ek het vir my gewas, ek het vir haar uitgesort, daar kossietjies en goetertjies het nie geëet nie, maar die goedjies wat ons nog vir haar gegee het, en sy sê daai dag vir my, sy het lus vir vleis, en sy mag nie vaste goede eet nie, en ek maak bully beef, fyn, en ek gee dit vir haar, net so kleine bietjie, net laat sy die smaak van vleis kan proe. En die 26ste toe begin raak my ma stil. En my ma draai haar rug na die venster toe asof sy, ek weet nie, asof sy ergens in kyk in staar. Nou sien jy as mens wat gebeur, maar jy wil nie dit aanvaar wat jy sien wat gebeur het. In elk geval, ek verjaar het 25ste, my suster se dogter verjaar die 26ste. Die 29ste 2 uur daai oggend. Daai dag, die 28 sê my ma vir my, ek kan maar agter by my man gaan slaap, sy's okay, oupa en Rita kan haar kyk vanaand. Sy sê maar gevoel sy gaan dit nie maak nie. 2 uur daai oggend, daai Vrydagoggend, ek sal dit nooit vergeet nie, want by tye hoor ek dit nog. Hoor ek hoe dringend my suster se voetstappe klink. En so diep soos wat ek geslaap het daai aan, maak dit vir my wakker. En daai sê vir my, die way hoe my suster aankom, iets het met mamma gebeur.
my suster sal klop en my die deur sal oopmaak, is een en dieselfde, vra vir wat is fout, sy sê kom mamas, iets het, mama sê lekker nie, en ek hardloop in, gaan kyk en dieselfde simptome wat my ma die Sondag aand gegee het, gee mama daarin. My ma is tussen ergens en ergens. En ons kom hier aan balans, hulle kom, doen toetse en ons het saam skool gegaan, die paramedic vra vir my, is jy seker ons moet jou maar hospitaal toe? Want toe weet hulle, maar hulle kan dit mis nou nie sê nie. Toe weet hulle, mama gaan dit nie maak nie. My ma is hospitaal toe, pas 5 die oggend, toe 5, bevestig die dokters, my ma is nie meer saam met ons nie. En die werklikheid wil nie inskop hê. My ma lê daar, ek het rondom hy bed geloop. Ek het my suster en my pa huil, ek voel hulle met hulle monde hou, want ek wil hoor of my ma asemhaal. Ek wil wat ek vir julle wil sê, julle wat julle ouers respekteer, julle wat geen respek het vir julle ouers nie, jy gaan 'n prys betaal. Ek gun my ma die rus. Sy het deur baie pyn gegaan. Ek mis haar, ons praat baie van my ma, ek praat elke dag sal ek sê, julle mamma, maar ek gun haar die rus. Ek en my ma het goeie tye gehad, ons het saam die Here gedien. So ek verlang nie my ma terug nie, want waar sy is sy op 'n baie beter plek. Ek verlang haar, en as baie daar wat ek dinge wil deel, wat ek graag met haar sou wou gedeel het. So ek wil vandag vir julle sê wat nie respek het vir julle ouers nie. Leer om julle ouers te respekteer, leer om julle monde te hou wanneer jou ma of jou pa met jou praat, hou op in opstand kom, hou op ongeskik wees. Want dit wat jy aan jou ouers doen, glo my, ek noem dit vir jou want dis goed wat ek sien. Dieselfde gaan met jou as ouer gebeur, as jou kinders groot maak. Dis nie goed wat ek gehoor het nie, dit is goed wat ek sien. So luister vandag vir my, luister en respekteer julle ouers. Dit is die mense wie vir ons groot gemaak het, swaar groot gekry het. So ons moet vir hulle respekteer. Dit is een van die Here se gebooie, né? So dit is maar al wat ek vir julle wil sê. Ja, ek is baie emosioneel as ek oor my ma praat, maar dit maak my hart seer, as ek sien hoe dat kinders, hulle se ouers behandel, en hoe ongeskik, en hoe hulle met hulle se ouers praat, ek kan nie, want ek kan nie dink van 'n dag, wat ek en my ma geverskil het nie. Een dag, en daai was die eerste en die laaste, ek en my pa het baie koppe gestap, ons twee, seker maar ons al twee stabilis, maar ek is lief vir my pa. Maar ek wil vandag vir julle 'n beroep doen op ongehoorsame, ongeskikte kinders, om julle ouers te respekteer.